Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Halleluja. Welkom almal. Ons is baie bly dat julle hier is. En die Bybel sê wanneer jy by die kerk is, wat gebeur wanneer jy geplant is in die kerk? Dan bly jy vol olie. So ons is olierig, ons is vol olie. Halleluja. Vandag wil ek vir julle help om 2 vrae te antwoord. Die eerste een is, wat is die 5786ste vers in die Bybel? En die rede hoekom ek daai, want hierdie jaar in die Hebreëse kalender is die jaar 5786. 5786. So wat is die 5786ste vers in die Bybel? En dan die tweede een is, waarom is God altyd getrou? So maak nie saak of jy alles reg gedoen het, of omdat jy so goed is, of omdat jy regverdig lewe, of omdat jy kerk toe gaan, of omdat jy jou 10de gegee het, of omdat jy al hierdie goed. Is dit hoekom die Here getrou is? Is dit die rede hoekom die Here altyd getrou is in jou lewe? So ons gaan kyk, hoekom is die Here altyd getrou? Hoekom is hy altyd getrou? Maar ek wil begin deur en ek het vir julle 3 prentjies, so daar gaan 3 redes wees. Of is eintlik 1 rede, maar daar's 3 punte. Soos in 'n eksamenvraestel moet jy 3 goedjies gee. Maar is alles 1 rede, maar daar's 3, dit bly na 3 goedjies toe. Okay. So Psalm 126 vers 2 sê, daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. So ons getuienis is baie belangrik, en die Here wil hê dat dit goed gaan met ons, en dat ons vreugdevol is, sodat die mense kan sê, die Here het iets groot in hierdie mense se lewens gedoen. Want dis wat hy sê, die nasies, die heidene, of die mense by jou werkplek, of die mense rondom jou, wat moet hulle sê? Die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. So as jy kyk na Israel, hoekom het die Here Israel begin? Hy wil gehad het, die mense moet weet, daar is 'n God in Israel. Dit gaan nie so baie oor Israel nie, dit gaan oor die God van Israel. So dieselfde toe Dawid vir Goliat doodgemaak het, het hy gesê, die mense gaan weet, daar is 'n God in Israel. So dieselfde, die wêreld moet sê, God het groot dinge vir hierdie mense gedoen. Dieselfde toe Potifar vir Josef gekyk het, wat het hy gesê? Die Here is by Josef. Die Here is by Josef. Nou, so ek het getel tot by 5786ste vers. En julle kan gaan double check of ek reg is. Maar so hierdie is die jaar 5786 in die Joodse kalender. Nou wat is die 5786ste vers in die Bybel? Dit is Deuteronomium 32 vers 27. So Deuteronomium 32 vers 27. En julle moet nou het onthou, so dis Deuteronomy 32 vers 27. Die ou vertaling sê, as ek nie vir die terging van die vyand bedig was nie, dit beteken bekommerd was. As hy nie bekommerd was oor die terging van die vyand, dat hulle teenstanders dit sou misverstaan en sê, ons hand was hoog, en die Here het dit alles nie gedoen nie. Die 83 vertaling van Deuteronomium 32 vers 27 sê, maar ek is bevrees, die vyand sal my tart, Israel se teenstanders sal dit verkeerd beoordeel en sê, in eie krag het ons dit alles gedoen, nie die Here nie. So wat sê dit? Dit sê hierso, dat die rede hoekom die Here se oordeel nie so erg oor Israel is nie, is sodat die teenstanders nie kan sê, dat hulle is die eens, wat Israel vernietig het nie. So die Here beskerm Israel,
sodat die teenstanders nie sê dat hulle Israel vernietig nie. 2 Timoteus 2 vers 13 is die vers wat onmiddellik opkom vir my in verband met Deuteronomium 32. Dit sê, as ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. So hoekom is die Here altyd getrou aan Israel? Hoekom is die Here altyd getrou aan ons? Want die verbond wat die Here tussen Abraham en hom gemaak het, as jy mooi gaan lees, was nie eintlik tussen Abraham en hom nie. Dit was tussen God en Jesus. So die verbond wat die Here met Abraham gemaak het, is eintlik gesluit tussen God en homself. As jy gaan kyk, wat gebeur? Die Here sê, maak 'n offer, sny die diere in die helfte, en dan maak ons 'n verbond. Maar toe wat gebeur? Toe raak Abraham aan die slaap. Die Here het hom aan die slaap gesit. En toe loop die Here deur die offers. En toe loop die Here deur die offers. So die eerste een was 'n vuurkolom, het deurgeloop, en 'n wolkkolom het deurgeloop. So wie is dit? Dis die Vader en die Seun het 'n verbond gesluit met Abraham. So die verbond is nie, dit hang nie af van Abraham nie, want hoekom? Abraham gaan foute maak, Abraham gaan die verbond verbreek, maar Jesus en die Vader kan nie die verbond verbreek nie. So dis hoekom die Here altyd getrou is aan Israel. En dieselfde as jy gaan lees in Galasiërs 3 vers 20, sê dit vir ons dat hierdie nuwe verbond van verlossing is gesluit tussen God die Vader en ons Here Jesus Christus. So die verbond is tussen God die Vader en Here Jesus Christus. Nou, ons neem deel, ons is deel van hierdie verbond, omdat ons in Christus is. Dieselfde die rede hoekom die Jode deel is van hierdie verbond, is omdat Jesus en die Vader dit beloof het. Nie as gevolg van iets wat die Jode doen nie. Want die Jode maak baie foute, dieselfde soos ons maak foute, maar die verbond is nie afhanklik van ons nie. So ons het bloot toegang tot hul verbond, die Vader en die Seun se verbond, en ons het hierdie toegang deur geloof. So ons neem deel aan hulle verbond, wat hulle tussen hulle self gesluit het. As ons nie glo nie, beteken dit nie die verbond geld nie meer nie. Die verbond geld nog steeds, dis hoekom hy sê, hy bly getrou. Hy bly getrou, want hy kan nie homself verloon nie. Dis so goed as wat, jy maak 'n fout, dan sê die Vader vir Jesus, okay, die verbond is gebreek. Hy kan nie dit doen nie, want die verbond is tussen hom en Jesus. Die verbond is tussen hom en Jesus. Andersins sou dit wees asof God homself verloon. So, wat moet ons doen? Ons moet glo in Jesus, dan is ons deel van hierdie verbond. En dit beteken, hierdie verbond, die Here verloon jou eers, as jy hom verloon het. As jy sê, jy wil nie deel wees van hierdie verbond wat hy en Jesus gesluit het nie. So kom ons lees Deuteronomium 32 vers 27 weer. Dit sê, maar ek is bevrees, die vyand sal my tart. Israel se teenstanders sal dit verkeerd beoordeel en sê, in eie krag het ons dit alles gedoen, nie die Here nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, maar ek was bevrees dat die vyand my sou tart, dat hulle teenstanders kan misverstaan en sê, ons krag het gewen. Dit was nie die Here wat dit gedoen het nie. Kom ons lees hierdie in konteks. Dit begin in Deuteronomium 32 vers 1. Hoor hemele, ek praat, luister na my woorde aarde, my onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkook julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Die Here se werk is nie net goed nie, sy werk is volmaak, dis perfek. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar.
Halleluja. Nou, Openbaring 15 vers 1 tot 4 openbaar vir ons dat die wat die antichrist en die merk en al daai goed oorwin, gaan hierdie liedjie sing in die hemel. En hierdie liedjie is die liedjie van Moses. So hulle gaan hierdie lied van Moses in die hemel sing. En wat gaan hulle sing? Hulle gaan sê, prys ons God om sy goedheid. Die Here is getrou, hy is die getroue God. Halleluja. So God is nie net goed nie, hy is perfek. Sê perfek. God is altyd regverdig. Die Message Translation vertaal hierdie, the rock. His works are perfect, and the way he works is fair and just. A God you can depend upon, no exceptions. A straight arrow God. Halleluja. So God is 'n God van waarheid. Daar's geen leuen in hom nie. As jy kyk na Johannes 14 vers 6 en Johannes 17 vers 17 sê dit, sy woord is waarheid en sy woord is lewe. So omdat God 'n God van waarheid is hy ook 'n God van oordeel. En hy is onregverdig vir God as hy nie sonde oordeel nie of straf nie. En dis hoekom ons weet dat Jesus mens geword het. Hy het al God se oordeel teen ons sondes in sy eie liggaam geneem. Hy het al God se oordeel. Dit was asof die kruis 'n magnet was en het al die oordeel van God na hom toe getrek. Al die oordeel van God was na Jesus toe getrek, sodat ons Jesus se lewe kan ontvang. Baie mense dink Jesus en God het ons net vergewe. Nee, hy het betaal sodat ons vergewe kan wees en sodat ons sy lewe kan hê. Dit was nie net soos Jesus gekom het en hy het ons sonde onder die mat gevee nie. Nee, hy het betaal vir ons sondes. Hy het betaal sodat ons sy lewe kan hê. Amen. Hy is 'n getroue God. Sê, hy is 'n getroue God. So die eerste rede hoekom ons sien hy's 'n getroue God is omdat die verbond wat ons nou met hom het, is tussen hom en Jesus gesluit. So dit beteken as jy droog gemaak het, as jy foute gemaak het, kan jy die Here kan nie getrou wees nie. Nee, hy's getrou ten spyte van jou. Hy's getrou ten spyte van jou. Kom ons lees, dan sê hy, so hierdie is wat hulle sê, hulle prys die Here, maar dan, wat gebeur? Israel, kom ons lees, Deuteronomium 32 vers 15, Jeshurun, so hy noem Israel nou hierso, Jeshurun, het alles in oorvloed gehad, en dis baie kere wat gebeur, as dit baie goed gaan met mense, dan vergeet hulle van die Here. Jeshurun het alles in oorvloed gehad, hulle het vet geword, hy het in opstand gekom, jy het oorvloed gehad, jy het dom geword, jy het jou ooreet, hy het God wat hom gemaak het verwerp, hy was vermetel teen die rots wat hom gered het. Israel het vreemde gode bo die Here verkies, hom getart met hulle afskuwelike afgode, offers gebring aan veldduiwels, aan goed wat nie gode is nie, aan onbekende gode, nuwe gode wat van die bure afkom. So oppas vir jou bure wat drink en sulke goed nie. Gode wat onbekend was aan julle voorvaders, vers 18. Jy het jou rots, jou skepper nie in ag geneem nie. Die God wat jou in die wêreld gebring het, vergeet. Maar dan wat gebeur? Soos ons nou gesien het in Deuteronomium 32 vers 27 is die Here nog steeds goed vir Israel. Hoekom? God se goedheid teenoor Israel, selfs nadat hulle hom soos ons sien verlaat het, was nie so omdat hulle goed is nie, was omdat die Here wou nie hê hulle moet 'n slegte getuienis wees van wie hy is nie. Dit was deels te danke aan die manier waarop die goddelose sy oordeel oor Israel sou waarneem. So dit is belangrik om te onthou
dat God se goedheid teenoor Israel nie as gevolg is van hulle goedheid nie, maar eerder ter wille van sy naam. Sê ter wille van sy naam. So dis ter wille van God se naam. Kom ons kyk na 1 Samuel 12 vers 22. Dit sê, want die Here sal sy volk nie in die steek laat nie, ter wille van sy groot naam. Die Here het immers besluit om julle sy volk te maak. Jesaja 37 vers 35. En ek sal hierdie stad beskik om dit te verlos, om my ontwil en om my knegt Dawid se ontwil. Esegiel 20 vers 14 sê, maar ek het toe ter wille van my naam opgetree, sodat dit nie ontheilig sou word in die oë van die nasies, ten aanskoue van wie ek hulle uitgelei het nie. So die Here sê, laat toe dat hierdie nasies vir Israel aanval, maar hy laat nie toe dat hulle Israel heeltemal verwoes nie, ter wille van sy naam. Esegiel 20 vers 22, maar ek het my hand teruggehou, ek het ter wille van my naam opgetree, sodat dit nie ontheilig sou word in die oë van die nasies, ten aanskoue van wie ek hulle uitgelei het nie. So ons sien sover die Here is altyd getrou. Wat is die eerste rede? Ter wille van sy naam, ter wille van sy verbond. Hy het 'n verbond gemaak tussen homself en Jesus. So ter wille van sy naam, ter wille van sy verbond, is hy altyd getrou. Jy moet net glo in sy verbond. Dan is die Here altyd getrou ter wille van sy naam, sodat ons 'n goeie getuienis is. Die Here wil hê ons moet 'n goeie getuienis wees. So net so is dit nie ons goedheid wat veroorsaak dat die Here in ons lewens beweeg nie. Dit gaan alles oor ons geloof in Jesus en wat hy vir ons gedoen het. Psalm 23 vers 3 sê, hy gee my nuwe lewenskrag. Hy verkoop my siel. Hy lei my op die regte paai in die spore van geregtigheid ter wille van sy naam. So dis nie ter wille van, jy's so goed nie, jy het alles reg gedoen nie, ter wille van jou reg optrede nie, is ter wille van sy naam. So waarom is die Here altyd getrou? Eerstens ter wille van die verbond wat hy gemaak het, tussen hom en die Vader, tussen Jesus en die Vader, en dan is ter wille van die getuienis, wat gaan die wêreld sê? As die Here nie toelaat dat Josef suksesvol is nie, Potifar gaan nie dink die Here is met hom nie. As die Here toelaat dat Israel verwoes is, heeltemal, dan gaan die wêreld sê, ons het dit gedoen. Nee, is ter wille van sy naam dat hy jou beskerm, dat hy jou help. So hoe vloei ons met God se getrouheid? So kom ons lees weer Psalm 126 vers 2. Dit sê, daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. So jy kan dit nie by jouself doen nie. Jy kort die hulp van die Heilige Gees. Jy kort die hulp van die Heilige Gees in die geloof waarmee jy deelneem aan hierdie verbond. Is nie jou geloof nie, dis Jesus se geloof. En in dieselfde, die getuienis wat jy gaan hê om vir die wêreld te wys, die Here het iets groots gedoen in hierdie mens se lewe, is nie as gevolg van jou eie krag nie, dis die krag van die Heilige Gees. Want dan sê dit in Handelinge 1 van vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So dis deur die krag van die Heilige Gees. So wanneer jy die Heilige Gees ontvang, wat gebeur? Jy word die tempel van die Heilige Gees. Jy word die tempel van die Heilige Gees. So kom ons kyk net weer, hierdie is die jaar 5786, en net vir interessanthede wil ek net vir julle wys, dat as jy 5 plus 7 plus 8 plus 6 by mekaar tel, gee dit vir jou 26. So hier is die jaar 5786, en is die jaar 2026. En dan 26 is die
die waarde vir Jahwe. Interessant, hè? Jahwe. Nou, maar as die Jode praat van die jaar 5786, dan sê hulle nie hierdie is die jaar 5786 nie, hulle sê net is die jaar 86. 86. Nou wat 86? 80 is die mond. Py is die mond, sê die mond. En dan 6 is natuurlik die vlees. So hoe bring jy jou vlees sodat jou vlees kan vloei in die getrouheid van die God? Hoe bring jy jou vlees dat dit gedissiplineerd is? Waar gaan dit alles oor? Waar is die belangrikste plek om te dissiplineer? Jou mond. Jou mond moet jy dissiplineer. Dis dieselfde, jy kan hoe hard oefen, maar as jy sleg gaan eet, is jou mond nie as jy nie beheer het in jou mond nie, jy eet al die junk food, wat gebeur? Dan gaan jy nog steeds vet word. Dieselfde, jy kan hoe reg praat, maar as jy nog steeds sleg praat, dan wat gebeur? Dan gaan jy die vrug daarvan pluk. So ons moenie net uitspreek hoe ons voel nie. Jy moet onmiddellik uitspreek wat jy wil sien. Jy moet uitspreek wat jy wil sien. Spreek uit wat jy wil sien en wat jy in die gees is. Saai in die gees. Maar Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê, wandel in die gees. Wandel in die gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Halleluja. Maar wat probeer meeste mense doen? Hulle probeer om nie die begeerlikheid van die vlees te volbring nie, en dan probeer hulle in die gees wandel. Die Bybel sê, wandel in die gees, en dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So moenie probeer om nie dit te doen nie, wandel net in die gees. Jy weet, so die meer jy probeer, die meer gaan jy dit nie kan doen nie. Maar die meer jy net vertrou op die Here, die meer wandel jy net in die gees, en dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So ons probeer nie, ons vertrou op die Here se getrouheid. So sê ek probeer nie, ek vertrou. Ek vertrou, ek probeer nie. I do not try, I trust. I do not try, I trust. Dan sê in vers 17, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Prys die Here. Nou wat's een van die beste maniere om in die gees te wandel? Wat's een van die beste maniere? Ons het nou net gesê, watse area van jou liggaam moet jy onder beheer bring? Dis jou mond. Dis jou mond. So Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid, sê elke. So dis nie net partykeer nie. Dis nie net partykeer nie, dis elke geleentheid bid in die gees. En jy's daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So elke geleentheid bid in die gees. Elke geleentheid bid in die gees. Nou wat sê die volgende vers van Psalm 126? Het sê, Psalm 126 vers 3 sê, die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Handelinge 2 vers 11. Psalm 126 vers 3, nou Handelinge 2 vers 11 sê, die Kretense, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Wat sê dit hierso? So jy hoef nie net die hele tyd te gaan en te sê, o, die Here het hierdie goed vir my gedoen, die Here het hierdie groot ding vir my gedoen. Jy kan dit doen, maar wanneer jy in tale bid, dan is jy aanhoudend besig om oor die groot dinge te praat wat die Here in jou lewe doen. Jy praat die hele tyd oor die groot dade wat die Here in jou lewe doen. Prys die Here. Jy kan die Here se emosies neem. Jy hoef nie deur jou emosies of jou mond beheer te word nie. Jy kan die Here se emosies neem en die Here
is in jou en jy is in sy teenwoordigheid. Maar hoe bly ons in die teenwoordigheid van die Here? Psalm 16 vers 8 tot 11 sê, ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. My liggaam bly veilig. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand vir altyd. Nou wat interessant is, hierdie vers word aangehaal deur Paulus, na Petrus. Nadat Petrus gedoop is met die Heilige Gees in Handelinge 2, haal Petrus hierdie vers aan. En wat sê hy? Hy sê, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong. Ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef. U het vir my die paaie van die lewe bekend gemaak. Deur u teenwoordigheid sal u my met blydskap vervul. So wat beteken dit, as jy nie voel, jy is vol blydskap nie, as jy nie voel, en jy het al hierdie voordele, wat jy nou net nie gesê het nie, wat beteken dit? Jy is nie bewus, en jy hou nie die Here voor jou oë die heeltyd nie. Nou hoe hou jy die Here voor jou oë die heeltyd? Paulus sê, Petrus sê, in Psalm 16 vers 9 en dan Handelinge 2 vers 26, daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig. Maar kyk hoe die Grieks dit sê. Die Grieks sê, daarom juig my hart en jubel my tong. Ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef. So sien julle, dit gaan nie net oor dat jy binne in jou sê, okay, ek gaan die Here voor my hou die hele tyd, binne in my gedagtes of binne in my hart. Nee, jy moet dit uitspreek. Hoe spreek jy dit uit? In konteks, toe hulle in tale gepraat het. Wanneer jy in tale bid, dan hou jy die Here die hele tyd voor oë. En dan bly jy in sy teenwoordigheid. En dan wat gebeur? Jou liggaam sal voortleef, jou liggaam bly veilig. Prys die Here. So die Here verlaat ons nooit en laat ons nooit in die steek nie. Daarom is hy altyd met ons. Maar ons is nie altyd bewus of gefokus op sy teenwoordigheid nie. Wanneer ons harte op die Here se teenwoordigheid met ons gerig is, dan manifesteer volheid van vreugde en ewige plesiere aan ons sintuie. Prys die Here. Halleluja. So wat was die vraag wat ons wil geantwoord het? Hoekom is die Here altyd getrou? Hoekom is die getroue God altyd getrou in jou lewe? Die eerste rede was ter wille van sy naam, want hy het 'n verbond gesluit tussen hom en Jesus. En die tweede een is ter wille van sy naam, dat jy 'n goeie getuienis is. Hy wil nie hê dat jy 'n slegte testimonie is nie. Die derde rede is ter wille van sy tempel. Want jy is die tempel van God. Jou liggaam is die tempel van God. En dan, al klaar kan ons sien in hierdie vers, wanneer jy in tale spreek, wat gebeur? Jou liggaam bly veilig, die tempel bly veilig. Die liggaam sal voortleef in hoop. Kom ons lees Jesaja 26 vers 7, dit sê, hulle sal ek na my heilige berg bring, en ek sal hulle vreugde laat ervaar in my huis van gebed. Nou, wie is die huis van gebed? Jy is die huis van gebed. Jou liggaam is die Here se huis, die Here se tempel. Hulle brandoffers en maaltydoffers sal aanvaarbaar wees op my altaar. Ja, my huis sal genoem word 'n huis van gebed vir al die volke. Wat gaan dit oor? Ons het begin hier om te sê dat die Here moet 'n goeie getuienis wees vir al die volke. En dan sê die Here, hoe gaan jy 'n goeie getuienis wees? Jy sal genoem word 'n huis van gebed. Nou 'n huis van gebed is 'n huis van krag. 'n Huis van gebed is 'n huis van dunamis krag.
Nou wat het Jesus gedoen toe hy na die tempel toe gegaan het in Matteus 21? Jesus gaan die tempel binne en wat doen hy? Hy gooi die tafels om van die geldwisselaars. Hy stop die mense dat hulle nie goed deur die tempel dra nie. Hy gooi die tafels om. En hy verklaar in Matteus 21 vers 13, daar staan geskryf, my huis, sê my huis, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. Nou kom ons sit hierdie met 1 Korintiërs 6 vers 19. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie, dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees, in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie. So wat sien ons sover? Ons sien, dat hierdie verbond, is nie afhanklik van ons nie. Dit is tussen Jesus en die Vader. Jy moet net deelneem daaraan deur geloof. Jy neem deel daaraan deur geloof. En dan die Here wil hê jy moet 'n getuienis wees, sodat die res van die wêreld nie sleg praat van hom nie. En dan, jou liggaam behoort nie aan jou nie. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Jy is net 'n steward. Jy is 'n steward van hierdie liggaam. Dieselfde jou huwelik, jou geld, elke area, selfs jou liggaam. Jy's net 'n steward van wat die Here vir jou gegee het. Nou behandel jy jou liggaam asof dit die tempel van die Heilige Gees is. Wanneer jy jou bord kos daar sit, is hierdie net junk food. Dink jy dit behoort in die tempel van God? Of wanneer jy net die hele dag sit voor die TV, is dit hoe die tempel van God behandel moet word? Jy weet? Of as jy sleg praat, of as jy in plaas van om te bid, kla jy net die hele tyd. Is dit hoe die tempel van God behandel moet word? Jy weet, ek het gister vir Elsie gesê, die mense het hulle mobile phones, hulle mobility vervang met die mobile phones. Hulle is immobile, maar hulle het die mobile phones. Hulle sit immobile, maar hulle is op die mobile phones. Jy kan nie vir ure sit nie, jou liggaam is gemaak om te beweeg. So jy is die tempel van God, jy moet jou tempel reg behandel. Dieselfde soos 'n kar. 'n Kar kan nie net stil staan die hele tyd, hy gaan roes. Jy weet, enige tool wat jy in jou garage het, as jy hom daar los vir die hele tyd om net stil te staan, daai ding gaan nie meer lekker werk nie. As jy 'n rekenaar nie gebruik vir 'n paar weke nie, wat gebeur? Daai rekenaar werk nie lekker nie. Die rekenaar moet die hele tyd gebruik word. Dieselfde, jou liggaam moet beweeg. En dieselfde, jy kan nie water of ouros in 'n kar ingooi nie. Jy moet petrol of unleaded petrol, wat ook al jou kar, diesel of petrol moet jy in jou kar gooi. Dieselfde, jy kan nie net slegte kos die hele tyd eet en verwag dat hierdie tempel reg gaan werk nie. So dieselfde, hierdie tempel behoort nie aan jou nie. Hierdie is die tempel van die Heilige Gees. Halleluja. Nou behandel jy jou liggaam asof dit die tempel van die Heilige Gees is. 1 Korintiërs 6, ons weet dat ons liggame onder die nuwe verbond die tempel van die Heilige Gees is. Sê ek is die tempel van die Heilige Gees. Hierdie liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Amen. Nou is jou tempel 'n huis van gebed. Of is dit geïnfiltreer deur diewe van angs, afleiding en siekte? Het die vyand ingeslyp om jou vreugde, vrede en gesondheid te steel? Nou kyk wat volgende gebeur. Nadat Jesus gesê het, hierdie tempel is 'n tempel vir gebed. Dis vir gebed bedoel. Toe, wat gebeur toe in die volgende vers? Die volgende vers sê dan, die blindes en verlamdes, Matteus 21 vers 4, die blindes en verlamdes het daar op die tempelterrein na hom gekom, en hy het hulle gesond gemaak. So nadat jy 'n besluit gemaak het dat hierdie liggaam die tempel van die Heilige Gees is, en hierdie liggaam is bedoel vir gebed, dan vloei genesing. Dan vloei genesing. Die genesende krag van God vloei wanneer jy die tempel van gebed is. Halleluja. Genesing vloei, krag vloei, wysheid vloei, salwing vloei.
En mense word na jou toe aangetrek, nie as gevolg van wie jy is nie, maar as gevolg van die krag wat deur jou vloei. 'n Goeie voorbeeld is 2 Kronieke 29. Julle kan dit gaan lees by die huis. 2 Kronieke 29 praat van Hiskia. En toe Hiskia koning word, wat was die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het die tempeldeure oopgemaak, want sy pa het die tempeldeure toegemaak. So toe hulle die tempeldeure oopmaak, toe maak die priesters dit skoon van die allerheiligste na buitekant toe. Maak hy die tempel skoon. En dieselfde, ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En waar is die deure van hierdie tempel? Is jou mond. Psalm 141 vers 3 sê, Here, plaas 'n wag voor my mond, bewaak die deur van my lippe. So hierdie is die deure van die tempel, jou mond, jou lippe, is die deure van die tempel. So wanneer jy jou deure oopmaak, die eerste ding wat jy moet doen in die oggend is jou deure oop te maak en die Here te prys, in tale te bid, die Here te loof, dan wat gebeur? Dan maak die priester, dan maak die Gees, die riviere van lewende water, maak dan jou liggaam reinig. Dit reinig jou liggaam uit. Halleluja, van binne na buite toe. Genesing gebeur altyd van binne na buite. Van binne na buite. Prys die Here. Halleluja. Kom ons lees 1 Korintiërs, ek skiep nou baie. 1 Korintiërs 14 vers 4 sê, die een wat in tale spreek, bou homself op. So wanneer jy in tale praat, wanneer jy jou mond oopmaak en jy praat in tale, dan bou die Heilige Gees hierdie tempel op, hierdie liggaam. En enige ding want jy is bedoel om vir die Here te werk, om 'n getuienis vir die Here te wees. En wanneer jy in tale bid, dan gee jy die Here die boumateriale om daai tempel te bou. Nou wat interessant is, hierdie woord bou, is die Griekse woord oikodomia. Sê oikodomia. Nou hierdie woord oikodomia beteken 'n huis of 'n gebou te herstel. Kom ek lees vir julle uit die RIV, nou hierdie is baie belangrik. Dit kan ook vertaal word as boumateriaal om te konstrueer. Ook al jy daai woord sê, konstrueer. So die een wat in tale spreek, bou homself op, jy gee boumateriale om te construct, om geboue te bou. Maar jy bou eerste plek die tempel, jou liggaam. Die woord oikodomio beeld 'n volledige konstruksieproses uit, wat begin van die fondament tot die dak, of die proses om 'n gebou van begin tot einde op te rig. Hierdie woord verseker ons dat God van voorneme is om te voltooi wat hy begin het, terwyl hy die kerk bou om sy heilige tempel op aarde te word. Hierdie woord word gebruik om God se gefokusde aandag en betrokkenheid te toon, van onder tot bo, van die begin tot die einde, in die bou van sy nuwe tempel wat die kerk is. So dis hoekom ook, soos ons gesien het in Efesiërs 6, praat hy van as jy in tale bid, dan bid jy met alle tye in tale bid, maar dan sê hy ook, wanneer jy in tale bid, bid jy vir die saints. So dieselfde, wanneer jy in tale bid, maak hy jou liggaam van die binnekant na buitekant skoon, hy maak jou liggaam van die binnekant na die buitekant genees, en hy gee jou krag, maar dan bid jy ook vir die res van die kerk. Halleluja, prys die Here. Nou ek wil vir julle 'n baie amazing vers wys. 1 Korintiërs 14 vers 11, en meeste vertalings vertaal dit verkeerd, behalwe die Young's. Die Young's Literal Translation vertaal dit reg. En dit sê, ek ken nie die krag van die stem nie. Meeste vertalings sal sê, ek ken nie die betekenis van die stem nie. Maar die woord daar is, dunamis. Sê dunamis. Nou wat's dunamis? Dis die krag. So ek ken nie die krag van die stem nie. So wat beteken dit? Wanneer jy in tale bid, is dit die gebed van krag. Dis die gebed van krag. Wanneer jy jou tempel 'n huis van gebed maak, dan word dit 'n huis van krag, 'n huis van vreugde,
Halleluja. Kom ons lees dit nog 'n keer, Jesaja 56 vers 7. Ek sal hulle vreugde laat ervaar in my huis van gebed. In wie se huis? In my huis. So hierdie liggaam behoort aan die Here. Dis sy huis. Dis sy huis. So die Here sê, jy sal vreugde ervaar in sy huis. Vreugde in sy huis van gebed. Matteus 21 vers 13, kom ons oordink dit gou, my huis. So dis nie jou huis nie, jy's net 'n steward van hierdie tempel. Jy's 'n steward van hierdie tempel. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Genoem word beteken dis 'n opdrag. Dit is so, dis 'n opdrag. Dit sal genoem word. En dan is dit 'n huis van gebed. Gebed is nie net om die hele tyd vir die Here goed te vra nie, maar dis die hele tyd in kontak te bly, om elke detail in jou lewe met die Here te bespreek en vir hom te vra vir wysheid en in tale te bid oor elke detail in jou lewe. Jy's 'n huis van gebed. Prys die Here. Halleluja. En dan sê hy, okay, maar hoe belangrik is dit om in tale te bid? Paulus was die apostel wat die meeste werk gedoen het, jy kan sê. En wat het hy gesê? 1 Korintiërs 14 vers 18, ek dank God dat ek selfs meer as julle almal in tale spreek. Paulus het meer as al die gelowiges in tale gepraat. So dit beteken hy het baie in tale gespreek. En hoekom het hy dit gedoen? Want hy het verstaan wat Jesus gebeloof het. Hy het die kern van wat Jesus gesê het in Johannes 7 vers 38 verstaan. Hy het verstaan, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En soos ons gesien het in Psalm 16, jou binneste jubel. Jou binneste, maar dan wat gebeur? Dan moet jy jou tong gebruik, dit uitlaat. Jy moet die deure oopmaak. Jy moet die deure oopmaak en toelaat dat sy stem, sy krag uitvloei. Halleluja. Prys die Here. Deur in die Gees te bid, laat ons daardie riviere vloei. Dis hoe jy toelaat dat die Here jou oor en oor opbou. Oor en oor opbou. As jy 'n seer elmboog het, of 'n seer spier, of jou nier, of enigiets in jou liggaam is stikkend, gee vir die Here boumateriale om daai gedeelte reg te maak. En as jy eendag dink oor die woord krag, hoe vertaal mense dunamis gewoonlik? As jy dink, vertaal dunamis, hoe vertaal jy dunamis? Hulle sê dynamiet. En dan wat dink jy aan ontploffing? Jy dink aan 'n ontploffing. Maar die woord dunamis was nie gewoonlik so gebruik in die Romeinse tyd nie. As hulle dunamis gesê het, het hulle gedink aan die volle bymekaarmaking van die weermag van die Romeine. Dit was die dunamis van die Romeine. Al hulle soldate. Nou dink net 'n bietjie, jou liggaam het wat? Klomp soldate. Jou rooi bloedselle, jou wit bloedselle, al jou selle is so soldate. Jy het letterlik, ek kan nie nou die naam van die ding, maar jy het letterlik soldate, klein mannetjies in elke sel in jou liggaam, duisende klein mannetjies. Hulle is so soldate, jy moet gaan bietjie gaan kyk. Ek dink dit is lysine of wat ook al. Dis 'n letterlike 'n mannetjie in jou selle wat voetjies het. Letterlik voetjies. En dan vat hy 'n package of hy vat 'n proteïen en dan loop hy so in jou sel. Maar natuurlik, hy loop baie vinnig. Hy soos hulle loop baie vinnig, hulle is soos die Flash. Maar as 'n mannetjie in jou selle wat loop, en dan vat hy dit na iemand toe en dan as hy sy werkie gedoen het, dan rus hy 'n bietjie, dan gaan hy so op sy sy en dan rus hy. Totdat hy weer werkie het, dan tel hy dit op. Maar nou dink, jy het 'n weermag in jou liggaam. Nou as jy in tale bid, dan wat gebeur? Jy gee al die mannetjies in jou liggaam boumateriale om jou liggaam te genees. En as al studies gedoen het, wanneer jy in tale bid, dan boost jy jou immuunstelsel meer as 20%. Hulle het dit al toetse gedoen. Prys die Here. So hoe lyk dit om 'n huis van gebed te wees?
Dit lyk soos om stilte in sy wonderlike teenwoordigheid te vind. Dit lyk soos om die deur van jou lippe weer oop te maak, om sy lewende waters te laat vloei. Eers as 'n straaltjie, dan na 'n stroom, en soos jy mee indring, groei dit tot 'n reinigende stroom, wat elke stres, elke angs, elke moegheid en elke leuen van die vyand wegwas. So wees elke dag bewus, dat selfs terwyl jy bid, sy krag teenwoordig is, om jou te genees en te herstel. Prys die Here. Ek het ook baie geskiep, as julle dink ek het alles gelees, maar wat was die 5786ste vers in die Bybel? Deuteronomium 32 vers 27. En wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat, hoekom is die Here getrou? Altyd. As jy ontrou is, hoekom is die Here nog steeds getrou? Die Here is getrou, want is altyd ter wille van sy naam. So dis hoe jy het gaan onthou, T is soos die kruis, T is soos die kruis, en is ter wille van sy naam, en dan is daar ander 3 T's, vir ter wille van sy naam. Eerste T is vir die testament. Daar is 'n testament tussen Jesus en die Vader. Daar's 'n testament tussen Jesus en die Vader, en daar's 'n testament vir Israel tussen Jesus en die Vader. En die manier hoe ons deelneem aan hierdie testament is deur net geloof. En dan is dit vir die testimony. So die eerste een testament, tweede een is testimony. So die Here is goed vir jou, sodat jy 'n goeie testimony is. Wat gaan die wêreld sê as dinge net sleg gaan? Wat gaan die wêreld sê as Israel vernietig is? Wat gaan die wêreld sê? En dan die derde een is die tempel. Die Here is altyd getrou, omdat jy die tempel van die Heilige Gees is. Halleluja. Prys die Here. Ek wil gou vir julle 'n video speel, so moenie weghardloop nie. Listen, O heavens, and I will speak. Hear, O earth, the words that I say. Let my teaching fall on you like rain. Let my speech settle like dew. Let my words fall like rain on tender grass, like gentle showers on young plants. I will proclaim the name of the Lord. How glorious is our God. How glorious is our God. He is the rock. His deeds are perfect. Everything he does is just and fair. He is a faithful God. He is a faithful God. Listen, O heavens, and I will speak. Hear, O earth, the words that I say. Let my teaching fall on you like rain. Let my speech settle like dew. Let my words fall like rain on tender grass, like gentle showers on young plants. I will proclaim the name of the Lord. How glorious is our God.
How glorious is our God. He is the rock. His deeds are perfect. Everything he does is just and fair. He is a faithful God. 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 Oh, he is a faithful God. He is a faithful God. I will proclaim the name of the Lord. How glorious is our God. How glorious is our God. Listen, O heavens, and I will speak. Hear, O earth, the words that I say. I will proclaim the name of the Lord. How glorious is our God. How glorious is our God. So maak nie saak wat gebeur nie, onthou die Here is getrou. Hy's altyd getrou as gevolg van sy testament, testimony in die tempel. Halleluja. Jy's die tempel van die Heilige Gees. So besluit net, ek vertrou die Vader, ek vertrou die Seun, ek vertrou die Heilige Gees, en dan bid net in tale en dan maak jy daai deure oop. Halleluja. Om die krag, dis die krag van die stem. Die krag van die stem is tale bid. Halleluja. Dankie Here dat U ons seën en ons beskerm. Dankie Koning Jesus dat U oor ons glimlag en U gee vir ons U genade. En baie dankie Heilige Gees vir U guns oor ons, dat U gesig, U aangesig oor ons verhef en U gee vir ons U vrede. Shalom. In Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord, ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou, saam met my bid, om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê, elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen, is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof.
Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.